Vriende, kom ons gaan net so sit, dan gaan ons hoofde buig, en dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Ons wonderlike hemelse Vader, ons eer en ons dank en ons aanbid U, vir U goedheid, U genade en U guns oor ons. Die immergroen woorde van Johannes 3:16, skilder U karakter vir ons so mooi af, waar U vir ons in die woord leer, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vader, ons sien U liefde in die seun Jesus Christus, wat na hierdie aarde gekom het, hierdie wonderlike lam van God, wat aan die kruis gesterf het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie. En ons dank U dat, toe Christus na die hemel opgevaar het, hy ons nie as wese agtergelaat het nie, maar sy Heilige Gees aan ons geskenk het, die Gees wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, die Gees wat ons lei in die volle waarheid. En wil ons vanmôre vra, Here, dat U Heilige Gees in ons harte en lewens werksaam sal wees. Want ons bely, Here, dat ons dikwels, wanneer ons die woord hoor, nie ter harte neem wat U vir ons sê nie. Ons bely, Here, dat ons nie altyd die volle omvang daarvan verstaan nie. En daarom bid ons, U wat die woord geïnspireer het, dat U, o Gees van God, ook ons harte sal ontvanklik maak vir die woord, ons geestelike oë sal verlig, ons ore sal open om te hoor, en 'n gewilligheid in ons harte sal werk om te doen, wat U van ons vra. Baie dankie vir ons samesyn vanmôre, dankie vir die voorregte wat ons uit die Vaderhand kan ontvang, dankie dat ons die Bybel ons eie taal mag hê. Ons vra, dierbare Here, dat U vir ons in besonder dankbaar sal maak, want U sê vir ons, wees in alles dankbaar, want het is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en het word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak, by Psalm 45, ek het vir U gesê, ons is besig met ons reeks boodskappe vanuit die boek Genesis, ons werk week vir week deur die boek Genesis, en dan so af en toe onderbreek ons hierdie reeks ook met ons reeks uit die boek Psalms, en ons is nou al by Psalm 45, vanmôre toe ons op pad kerk toe is, toe luister ons so 'n bietjie na Regard, wat het Psalm 3 preek, en toe praat ons bietjie daaroor, hy so 'n paar psalms agter sy pa, so ons is dankbaar dat hulle ook daar in hulle gemeente so bietjie deur hierdie boek Psalms werk, die mees geleese boek onder kinders van die Here in die wêreld. Ek dink die rede daarvoor is omdat ons so kan assosieer met die Bybelskrywers, met hulle wat deur dieselfde pyn, stryd, hartseer, moeite, verdriet, siekte en al die omstandighede gegaan het wat ons beleef en ervaar. Net so gou terugvoering, oom Thys, die operasie het goed gegaan, knievervanging gister, hy is nog in die hospitaal, ons bid vir hom. Reina gaan Woensdag in vir 'n oblation. Nou, ons bid vir haar. Ek is nou deur die ene, so ons bid vir haar ook, dat die Here vir haar sal bekragtig, en so bid ons vir mekaar, maar ook sien ons in die psalms, dat kinders van die Here deur dieselfde stryd gegaan het, hulle het miskien nie dieselfde operasies as ons gehad, of party van die dinge beleef nie, maar die hele omvang van menswees, het nie veel verander van die skepping nie. Toe die sondeval in die wêreld ingekom het die Bybel vir ons geleer dat dorings en distels, pyn, hartseer, siekte en uiteindelik die dood deel van ons lewe sal wees. En elke psalm leer vir ons iets van God se genade, God se goedheid, God se beloftes in sy woord. En vanmôre staan ons stil by hierdie baie besondere messiaanse psalm. En ons sal later bietjie vir u meer verduidelik waarom ons sê dit is 'n messiaanse psalm. En u sal sien die opskrif is ook die tema van vanmôre se boodskap, bruilofslied vir die Messias. Ons gaan bietjie daarna kyk, ons lees saam uit Psalm 45, en kom ons val weg, lees die eerste vers. Vir die musiekleier op die wysie van lelies, van die kinders van Korag, 'n onderwysing, 'n lied van die liefde. My hart word bewoed deur goeie woorde, ek dra my gedigte voor aangaande 'n koning. My tong is die pen van 'n vaardige skrywer. U is veel skoner as die mense kinders, genades uitgestort op u lippe, daarom het God u geseën vir ewig. Gord u swaard aan die heup, o held, u majesteit en u heerlikheid, ja u heerlikheid. Ry voorspoedig ter wille van waarheid en ootmoed en geregtigheid, en laat u regterhand u vreeslike dinge leer. U pyle is skerp, volke val onder u, hulle tref in die hart van die koning se vyande.
U troon, o God, is vir ewig en altyd. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u God u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. Al die klere is mirre en alewee en kassie. Uit die voorpaleise maak snare spel u bly. Dogters van konings is onder u staatsdogters. Die konings staan aan u regterhand in goud van Ofer. Hoor, o dogter, en kyk en neig u oor, en vergeet u volk en die huis van u vader. En as die koning u skoonheid begeer, want hy is u Heer, buig u dan voor hom neer. En, o dogter van Tyrus, met geskenke sal hulle u guns soek, ja, die rykstes van die mense. Louter heerlikheid is die koningse dogter daar binne. Die gouddraad is haar kleding. In veelkleurige gewade word sy na die koning gelei. Jong vroue agter haar vriendinne word aan u gebring. Hulle word gelei met vreugde en gejuig. Hulle gaan in die koningse paleis in. In die plek van u vader sal u seuns wees. U sal hulle aanstel as vorste in die hele land. U naam wil ek vermeld van geslag tot geslag. Daarom sal die volke u loof vir ewig en altyd. Baie besondere psalm, en ek het hierdie week so 'n aanhaling van John Piper gelees, waar hy sê, wanneer ons die Bybel lees, is dit nodig dat hierdie waarheid in ons verstand 'n landingsplek sal vind, en dat ons dit so sal oordink, dat dit later in ons hart wortel kan skiet. Jy sien, baie keer hoor ons lees, en ons sê, dis nogal 'n mooi psalm, of weet jy, hierdie is nogal 'n gewelddadige psalm, en weet nie wat is die toepassing op my nie, maar wanneer ons gaan begin lees en sien, dis God se woord vir ons, en ons begin dit lees aandagtig, en ons oordink dit, dan kom die wonderlike waarhede na vore, en versadig die Here ons harte, ook met die waarheid van sy ewige woord, en dis die gebed van my hart, dat ons vanmôre dit sal beleef en ervaar, ook hier by die lees en die prediking van Psalm 45. Ons teksoordenking vanmôre is vers 2 en 3. My hart word bewoed deur goeie woorde, ek dra my gedigte voor aangaande 'n koning. My tong is die pen van 'n vaardige skrywer. U is veel skoner as die mensekinders. Genade is uitgestort op u lippe, daarom het God u geseën vir ewig. Ons tema vanmôre dan, bruilofslied vir die Messias, die opskrif dan ook, wat aangebring is in ons Bybel, om dan ook vir ons die psalm bietjie op te som, en vir ons te sê, wat is die hart en die waarheid van hierdie bepaalde psalm. Nou vriende, ons het begin, en die psalm is aangekondig deur die gedagte van, dat hierdie is op die wysie van die lelies. Nou as 'n mens gaan kyk na die gedagte, dan beteken dit eenvoudig dat hierdie heel moontlik die wysie was waarop hulle hierdie psalm gesing het. Nou ons sal graag dit wou gehad het, en miskien as ons nou ook al die note kon gekry het, kon ons ook hierdie liedere gesing het. Maar die hele gedagte was maar gewees toe die kinders van Korag, en ek gaan nie vanmôre weer praat oor wie hulle is nie, ek het 'n lang verduideliking gegee by so 'n paar psalms gelede oor wie die kinders van Korag is, maar hulle skryf dit op die wysie van die lelies, en dan ook 'n lied van die liefde. Nou hierdie was 'n lied wat gehandel het oor 'n bruilof wat sou plaasvind, en die konteks heel moontlik die koninklike bruilof, waar die bruidegom en die bruid dan ook afgeskilder word in hulle koninklike gewaad, en dan die bruilof wat sou plaasvind. Nou hierdie is ook 'n messiaanse psalm, en jy sal sien daar staan bruilofslied vir die Messias, en terwyl ek hierdie psalm hierdie week voorberei het ek die kosbare waarhede daarin raak gesien, en jy moet onthou dat die Bybel is 'n boek van progressiewe openbaring. So wat bedoel ons daarby? Aanvanklik toe Psalm 45 geskryf is, het dit gegaan oor 'n huwelik, oor 'n bruilof, heel moontlik van een van Dawid of van Salomo se seuns, en dan later ook hierdie vrou met wie hy getroud is, en later sal ons sien soos die Bybel omvou en ons meer leer oor die beloftes van die komende Messias, verwys hierdie psalm terug na die gedagte van Christus, die koning van die konings, hierdie kosbare bruidegom wat vir sy bruid dan ook 'n plek gereed gemaak het. En ons gaan vanmôre dit vir u wys, want u sien die Bybel is so kosbaar wanneer ons deur hierdie psalms werk om hierdie groot waarhede raak te sien. Nou 'n messiaanse psalm is 'n psalm wat inhoud bevat wat na die komende Messias verwys.
In die Ou Testament is daar geweldig baie geskryf oor die koms van die Messias, God wat mens sou word. En een van hierdie psalms is hierdie Psalm 45 waarna ons vanmôre gaan kyk. Nou Psalm 2, daar is so 16 van hierdie messiaanse psalms. Psalm 2 wys op die heerlikheid van die ewige seun van God. Psalm 40, Jesus se vleeswording. Psalm 41, die verloning van Jesus. Ek gaan nie al 16 met u hanteer nie, maar duidelik sien ons hierdie heenwyse na die Messias wat sou kom, sekere dinge wat sou gebeur, en in retrospect kyk ons na die psalms en ons sien, dis messiaanse psalms, 'n vervulling van dit wat dan ook met Christus gebeur het. Psalm 45 handel oor die wonderlike Here Jesus Christus en sy bruid. Nou 'n bruidegom moet 'n bruid hê. 'n Bruidegom het nie 'n bruidegom nie. Wil vir u vanmôre sê, ons moet net so ietsie regstel. In die tyd en dag waarin ons lewe, is die kerk eintlik hierdie toonaangewende organisasie wat vir mense kom leer, jy kan uitleef wat jy in jou hart voel. As jy voel jy's 'n vrou en jy's eintlik 'n biologiese man, kan jy maar uitleef wat jy in jou hart voel. Die Bybel sê nee. God het een man vir een vrou gemaak, en in hierdie beeld van Christus die bruidegom en die kerk sy bruid, kom leer die Here vir ons baie duidelik, dat hierdie beginsel gehandhaaf word. Die bruidegom en die bruid, en daarom is die sonde van homoseksualisme, lesbianisme, en dis nie waaroor my preek vanmôre gaan nie, is 'n sonde voor die Here. Dis 'n gruwel in die oë van God. Dis nie maar net 'n neiging wat ons het, of een of ander iets wat ons in beweeg, waarin ons geforseer word deur een of ander geneties oordraagbare ding nie. Dis sonde, dis rebellie teenoor God. En die Bybel is baie duidelik op elke liewe plek waar die Here praat. Een man, een vrou, die gedagte van hoe God dit geskaap het en daar gestel het. Nou hierdie psalm gaan oor die bruid en die bruidegom. God in sy heerlikheid wat vir hom 'n bruid uitgesoek het, en ook hoe hierdie psalm vir ons leer hoe alles in plek val. Nou vriende, die toneel wat afgebeeld word is 'n beskrywing van die bruidegom en dan die bruid. Psalm 45 gaan hand aan hand saam met die wat die Hebreërs skrywer oor Jesus skryf. Die opskrif daar voortreffelikheid van Christus bo die engele. Vir u gesê, as ons kyk in die Nuwe Testament, dan sien ons ook hoe die Hebreërs skrywer Psalm 45 in verband bring met Jesus die Messias. Kom ek wys gou dit vir u. Die opskrif in Hebreërs is die gedagte voortreffelikheid van Christus bo die engele, en hoor hoe gebruik die Hebreërs skrywer Psalm 45 om Christus se heerlikheid te beskryf. Hebreërs 1 vers 7, en van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme, maar van die Seun, u troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. Klink dit vir u soos Psalm 45? Die Hebreërs skrywer verwys na die Here Jesus Christus, hy verwys na die heerlikheid van Christus, en hy bring Psalm 45 in verband met hierdie wonderlike Messias, Jesus die Christus. Vers 9. U het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het, o God, u God u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. So as ons vanmôre na Psalm 45 gaan kyk, moet u onthou die agtergrond nou. Dit gaan oor die bruidegom, Jesus Christus, dit gaan oor sy bruid, wat die kerk van die Here Jesus is, wat ons vir u vanmôre sal wys. Dis 'n boek van progressiewe openbaring, so van Genesis en Exodus leer ons meer, en dan Levitikus, en dan gaan ons aan tot by Openbaring. Al 66 boeke leer vir ons die volle omvang van dit wat God aan die mens wou openbaar, van homself, van die mens, van die ewigheid, van sonde, van verlossing en van al die gepaardgaande dinge. So kom ons kyk na hierdie psalm onder die tema dan bruilofslied vir die Messias. En die eerste gedagte, vriende, wat ek aan u wil voorhou, wat so mooi na vore kom in die psalm, is die skoonheid van die bruidegom. Nou, baie interessant is dat baie min melding word gemaak van die bruidegom by 'n huwelik. Stem jy saam? Het gaan oor die bruid. Kyk hoe lyk sy. Kyk hy rok. Ek wonder wat het hy gekos. Dink jy nie daai skouers is bietjie te oop nie? En so het elkeen 'n opinie en elkeen kyk, en al wat die man sien, hy staan daar en hy dink by jouself, loop uit vinniger. Ek is hier vir jou. Ek wil jou hê. En dis die gedagte,
Bybel kom en onmiddellik sien ons met die aanvangswoorde dat die psalmdigter verwys na iemand meer as 'n gewone bruidegom. En kom ons lees wat staan daar. Vir die musiekleier op die wysie van lelies, van die kinders van Korag, 'n onderwysing, 'n lied van die liefde. My hart word bewoed deur goeie woorde, ek dra my gedigte voor aangaande 'n koning, my tong is die pen van 'n vaardige skrywer. U is veel skoner as die mense kinders, genade is uitgestort op u lippe, daarom het God u geseën vir ewig. Ons wat die volle openbaring van God het, sy volkome woord, al 66 kanonieke boeke, ons verstaan so ietsie beter van wat die psalmskrywer of die psalmdigter vir ons hier opgeteken het. Maar vriende, as ons kyk na die Here Jesus as mens terwyl op aarde was, dan sê die Bybel vir ons, hy was nie iets besonders gewees in die sin hoe hy gelyk het nie. Dit was nie soos wat die Rooms-Katholieke Kerk hom uitbeeld, dat hy hierdie lang man was met die bruin hare en die baard en die fyn gesig en die wit kleed en hy het hierdie skoene aangehad en hierdie absolute afgodsbeeld wat mense geskep het van Christus nie. Hy was 'n doodgewone Joodse man. Hy's gebore in die huis van Josef en Maria. Hy het saam met sy vader gewerk as 'n skrynwerker. Die Bybel sê vir ons, hy was 'n doodnormale mens soos ons het hom aangesien, as jy gaan lees wat staan in die Bybel, dat hy 'n doodgewone mens was, net soos ons. Hoor wat sê Jesaja 53 vers 2. Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Nie net verwysing na die geweldige marteling wat Jesus moes deurgaan voor hy gekruisig is nie, maar ook in die algemeen. Hy was nie iemand wat soos 'n engel uitgestaan het bo almal nie. En die vraag wat ons vir onsself moet afvra, maar waarom sê die psalmdigter dat hy skoner was? Dat daar 'n skoonheid aan hom was, 'n heerlikheid aan hom was, wat nie soos die res van die mense kinders was nie. Dit kom baie duidelik in die woord na vore in Jesus se lewe, sy karakter, sy liefde, sy sagmoedigheid, sy lankmoedigheid, sy empatie. U sien, baie gou het die apostels agtergekom, die 12 wat Jesus gekies het, en baie van die mense, en selfs die fariseërs en sadduseërs, het gou agtergekom dat Christus uniek is in sy karakter, uniek in sy persoon, uniek in sy spraak. Hy was God wat mens kom word het, en hoor hoe pragtig beskryf die woorde in Matteus 11:28, Jesus se karakter wat skoner is as die mensekinders. Hy is uniek in sy wese, daarom kan ons hom nie vergelyk met die afgode van ons tyd nie. Hy is nie soos Mohammed nie, hy is nie net nog 'n weg na God nie, hy is God wat mens kom word het, in sy heerlikheid kom openbaar hy vir ons God se heiligheid. En alhoewel hy soos ons gelyk het, met oë, ore, hande, voete, hare, 'n mond, tande, soos ons as mens gelyk het, was hy in sy karakter onderskeie, sondeloos, die heilige van God in ons midde. En hy sê in Matteus 11:28, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Die mens van die 21ste eeu begin al hoe meer agterkom dat geld en plesier en drank en dwelms en seksuele losbandigheid kan nie rus in jou siel bring nie. Mense soek na rus in hulle siel, en die Bybel sê vir ons, daar is een plek waar ons rus kan kry. Dis by die Messias, by Jesus Christus, die een wat skoner as die mense kinders is, wat in sy heerlikheid homself kom openbaar, en wat vir ons self uitnooi en sê, as jy vanmôre vermoeid en belas is, moenie jou rus soek in jou man, in jou vrou, in jou kinders, in jou werk, in jou besittings, in dit wat die wêreld jou kan bied nie, vind jou rus in Christus. Augustinus, die groot kerkvader, het gesê, man's soul is restless until it find rest in thee. Is jy vanmôre nog 'n onrustige siel, en jy soek vir rus in jou siel?
Jy het al alles probeer, so Salomo in die boek Prediker vir ons skryf. Jy maak by mekaar, jy omring jouself met weelde, jy soek jou plesier en jy soek jou genot en jy soek jou vreugde en alles wat die wêreld kan bied en jy kry dit nie. Luister wat sê hierdie Psalm. Christus is skoner as die mense kinders. In hom is daar rus te vind. Daarom het die vrou wat in sonde geleef het, daar die albaste fles gevat, met daar die kosbare nardesalf en het op Christus se hoof uitgegooi. Sy het sy voete gesalf met haar trane, dit afgedroog met haar hare, want sy was 'n sondares en sy het vergifnis ontvang. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, Simon die Fariseer het daar gesit en hierdie besigheid so gekyk en in haar hart hierdie vrou veroordeel en sy woorde was gewees, as hierdie Messias geweet het wie hierdie vrou was, het hy van gesê, hoor, so gaan uit my huis uit, of gaan uit Simon se huis uit. Jesus wat weet wat Simon se gedagte was, gaan lees die Nuwe Testament, sê vir hom, Simon, hy wat baie sondes vergewe is, het baie om oor dankbaar te wees. Ek het in jou huis gekom, jy het nie salf vir my hoof gegee nie, hierdie vrou het my hoof gesalf, jy het nie water vir my voete gegee nie, sy het my voete gewas met haar trane. Jy het nie 'n lap gegee om my voete af te droog nie, sy het met haar hare afgedroog. Haar sonde wat baie was, is haar vergewe. Ek wil vanmôre vir jou vra, het jy al hierdie heerlikheid van Christus in jou lewe ervaar? Die skoonheid van Christus, die vergifnis wat hy kom gee, want hoor wat sê Petrus in 1 Petrus 1 vers 8, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het. En wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Nie een van ons het Christus al gesien nie. As hierdie vanmôre charismatiese kerk was, het 'n paar ouens opgespring en sê, ja, wow, ek het hom gesien. En so lyk en almal se stories verskil, want hulle sien definitief nie die Christus van die Bybel nie. Want die wat hom gesien het in die Bybelse tye het aanbidding voor hom neergeval. Sy heerlikheid is net te groot. Maar vir ons wat deur die geloofsoog kyk na sy heerlikheid vanuit die blaaie van die Bybel, ons het hom lief, omdat hy ons sonde vergewe het en ons eerste lief gehad het. As jou godsdienst gaan oor smaak my, raak my, roer my nie aan nie, as Christus nie die liefling van jou siel is nie, as sy skoonheid en heerlikheid deur die blaaie van die Bybel afgeskilder, nie jou hart en jou siel en jou wese aanraak nie, dan mis jy godsdienst. Want godsdienst gaan oor die God van die Bybel, wat hom kom openbaar in sy seun, Jesus Christus. Vriende, daar is iets kosbaar wat vir my in hierdie eerste gedagte uitgestaan het, is dat ons die ware skoonheid en heerlikheid van Christus sal aanskou. Die beste lê vir ons voor die dag, as ons hom in sy heerlikheid sal sien. Jesus bid self daarvoor. Johannes 17:24, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Dink U baie keer aan die skoonheid van Christus wat bo mense kinders is. Hierdie heerlikheid van Christus, nou, Johannes het so 'n voorsmaakie gehad van hierdie heerlikheid en skoonheid van Christus. Ek lees gou vir U Openbaring 1 vers 10. Johannes skryf, hy sê, ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n bassein wat sê, is U saam met my hier? Hy's op hierdie eiland, die Here is besig om vir Johannes hierdie openbaring te gee van wat gaan gebeur, en die volgende oomblik hoor hy hierdie besondere, harde klank. Nou ons al, baie keer as ons so bestuur en jy raak so half in 'n beswyming en iemand druk die hoeter agter jou, jy skrik jouself in 'n ander bloedgroep in, en jy besef, dis nie tyd nou om te slaap nie, dis nou tyd om op te let. Johannes op hierdie eiland hoor hierdie stem soos 'n bassein, en onmiddellik is sy aandag gefestig op dit wat nou gebeur. Die Bybel sê vir ons, hierdie stem van Christus sê, ek is die Alfa en die Omega, ek is die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek, en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is,
na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Luister nou, hier staan hy, hoor hierdie stem. Hierdie stem sê vir hom, skryf neer wat ek nou vir jou gaan sê, stuur dit aan hierdie 7 gemeentes. Sal u nie ook nuuskierig gewees het om te draai, om te kyk wie praat nie, en Johannes draai om, die stem, en toe hy sien, hoor wat sien hy? Het hy saam met my omgedraai? Hoor die heerlikheid wat hy aanskou, presies dit wat Psalm 45 van praat, hy is skoner as die mense kinders, hy is God wat mens kom word het. Johannes sien hier die Jesus, saam wie hy op aarde gewandel het, wat nou verheerlik is, die Johannes 17:24 gebed wat 'n waarheid geword het, Vader, dat hulle my heerlikheid sal sien, wat ek gehaat het by u, voor die grondlegging van die wêreld. Toe draai ek my om te sien, wat stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat op die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei, soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. Hy het in sy regterhand 7 sterre gehou en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Hoor wat sê vers 17. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. Dit is die reaksie vir elke mensekind wanneer dit kom by 'n ontmoeting met God. Om soos 'n dooie te val aan sy voete te sê, Here, ek is mens, U is God. Daar is nie 'n vergelyking nie. Die deursnee kerk praat van hierdie heilige Here Jesus asof hy een van ons is. Asof hy hier jy is wat ons kan hiet en gebied en bel en bestel en hy moet maak en doen soos ons vir hom sê. Is nodig dat ons terugkom by Johannes en wat hy van hierdie Christus gesien het en sy reaksie. Hy het soos 'n dooie aan sy voete geval. En hoor nou Christus se reaksie teenoor sy bruid, teenoor sy kinders. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot aan alle ewigheid, amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Jy sien hier die ordes reggestel, Johannes het besef wie hy is, hy het besef wie Christus is. Christus kom en hy lê sy hand op hom en hy sê vir hom, Johannes, moenie vrees nie. Dis ek die een saam met wie jy gewandel het. Die een wat die dood en die hel oorwin het, en die een wat nou vir jou hierdie openbaring gaan gee. Die eerste gedagte dan, dat een ek het sal sien, die skoonheid van die bruidegom, is ver bo die skoonheid van enige bruidegom op aarde. Enige mens onder die mensekinders. Hy is uniek in sy wese. Hy is God wat mens kom word het. Die tweede gedagte, in Psalm 45, sien ons nie net die skoonheid van hierdie bruidegom nie, maar ons sien ook die oorwinnings van die bruidegom. Psalm 45 vers 4, gord u swaard aan die heup, o held, u majesteit en u heerlikheid, ja, u heerlikheid, ry voorspoedig ter wille van die waarheid en ootmoed en geregtigheid, en laat u regterhand u vreeslike dinge leer. U pyle is skerp, volke val onder u, hulle tref in die hart van die koning se vyande. Hierdie woorde in hakkies is maar eenvoudig om vir ons die sin makliker leesbaar te maak. Daar is sekere woorde wat nie altyd wanneer ons die Griekse taal of wanneer die Hebreëse taal gebruik word, is daar nie sekere woorde wat altyd in ons Afrikaanse taal goed inpas nie, en baie keer sal hulle hierdie woorde of kursief druk, of dan hakkies om dit sit, om het vir ons ook beter verstaanbaar te maak. Maar die hele gedagte wat hier na vore kom, is die oorwinnings van die bruidegom. Nou vriende, as ons met eerste oogopslag hierna kyk, en ons kyk na ons dag en tyd en uur, waarin ons onsself bevind in Suid-Afrika en selfs wêreldwyd, dan kan die vleeslike oog en die vleeslike hart miskien sê, maar waar is die oorwinnings? Dit lyk vir my of die chaos in Suid-Afrika is, en hier is. Maar nie net in Suid-Afrika nie. Gaan kyk wat in Engeland aangaan. Gaan kyk wat reg oor die wêreld aan die gang is, daar is chaos. En die vleeslike hart sal vra nou maar, wat het Christus dan bereik? Wat is die doel van sy koms gewees? En waarom gaan alles nog net soos het aangaan van die dag dat hy gekom het tot op hede? Ek dink die antwoord is redelik baie duidelik en voor die hand ligging as u die Bybel bestudeer.
Jesus staan in Johannes 18 voor Pilatus. Pilatus sou die man gewees het wat Jesus ter dood veroordeel het. En Pilatus sê vir Christus, toe hy van hom sekere vrae vra en Christus antwoord niks, en toe sê hy vir hom hierdie woorde, weet u nie, dat ek die mag het om u te laat lewe, of u dood te maak nie. En wie kan vir my sê, wat sê Jesus vir Pilatus? Hy sê vir hom eenvoudig, hy sê luister, die mag wat jy het my Vader aan jou gegee. Hy sê baie duidelik, en my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, anders sou my diensknegte vir my geveg het. En die Bybel sê, hieroor het Pilatus nog meer gevrees. Daai het gelyk soos Shakin' Stevens. Ek weet nie hoe het hy gelyk nie, maar het klink vir my of hy geskit het die ou. Een of ander probleem gehad het. Maar hoe dit ook al mag sy is, Jesus kom en hy sê vir Pilatus, luister Pilatus, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Dit gaan nie net vir my om jou as Romeinse leier te ontroon en dan so 'n bietjie revolusie te veroorsaak en dan in Jerusalem te regeer nie. My visie is groter, my koms het na hierdie wêreld was om siele te red. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat Christus gewilliglik na die kruis gegaan het. Hy het daar aan die kruis gehang en hy het uitgeroep, dit is volbring. Maar die Bybel leer vir ons dat Christus geweldige oorwinnings behaal het, daardie dag aan die kruis. Hy het Satan, die dood en die hel oorwin. Ek lees net vir julle 'n paar verse, Kolossense 2:13, en julle, wat dood was deur die misdade en onbesneedheid van julle vlees, hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Vers 15, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in openbaar tentoon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. 1 Korintiërs 15, die opstandingshoofstuk sê vir ons, samevatting van die evangelie, vers 3 en 4, want die eerste plek het ons aan julle oorgelewer, wat ek ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, dat hy begrawe is en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte. U sien, omdat Christus gesterf het, omdat hy sy lewe gegee het, is die angel van die dood weggeneem, is die dood vir die kind van God die laaste deurgang na die ewige heerlikheid saam met Christus. Daarom die oorwinnings van die bruidegom is nie noodwendig net dit wat ons hier sien en beleef op aarde nie, maar daar die ewige oorwinning oor die vyand, oor die sonde, oor die dood en al die dinge wat ons vandag beleef. Kinders van die Here leef met hierdie vaste sekerheid, dat ons eendag die Here Jesus Christus in sy heerlikheid sal sien, en wanneer ons asem uitblaas in hierdie lewe, sal ons in 'n oomblik daarna in die heerlikheid wees, waar ons Christus sal sien soos Johannes hom nou sien, en soos die apostels en die kinders van die Here, wat al reeds gesterf het. Kom ek lees gou vir julle 'n paar gedagtes rondom dit wat die Bybel sê oor Christus, die oorwinnaar, die oorwinnings van die bruidegom. Ons gaan nie eens kyk na wat gebeur het in die Bybelse tyd, hoe die Here vir Farao en hoe die Here die Amalekiete en Ferisiete en Jewiete en al hierdie nasies oorwin het deur sy volk nie. Kom ek lees vir u wat sê die Bybel, Openbaring 11:15. En die 7de engel het geblaas en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke, meervoud, van die wêreld, het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. So jy sien, Psalm 45 maak melding van die oorwinnings van die bruidegom. Hy is skoner as die mense kinders. Hy is 'n held. Hy is een wat oorwinning behaal. En die oorwinning is 'n ewige oorwinning. Want ons wat in retrospek terugkyk na Psalm 45, sien in die volle samevatting van God se woord, die volle openbaring van God se woord, hierdie finale oorwinning wat Christus sal bereik, oor elke koninkryk, oor elke koning, oor elke mag en heerskappy, en hy sal vir ewig en altoos regeer. Ek lees gou vir u wat staan in Openbaring 19 vers 11. Johannes sê, toe het ek die hemel geopen gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Dit klink of Johannes Psalm 45 gelees het.
Vers 12, en sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie kroon en hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van God. En die leers van die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en fyn linne of rein linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. Vriende, vanmôre wil ek vir u hieraan, kom ek sê in die middel van die boodskap, wil ek vir u die vraag vra, onder watter banier veg u? U is of vanmôre 'n vriend van God of u is 'n vyand van God. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, as jy 'n vyand van God is God se oordeel en toorn oor jou lewe. Sal jy een van hierdie mense wees wat God se oordeel en God se finale geregtigheid beleef, waar jy voor hom sal staan en hy vir jou sal sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Die oorwinnings van die bruidegom wat aan die kruis behaal is, sal sy volle omvang hê aan die einde van die eeue, wanneer Christus sy ewige koninkryk sal kom vestig. Gaan jy deel wees van hierdie koninkryk? Ek vra nie vanmôre vir jou as jy deel van 'n kerk nie. Ek vra nie vir jou as jy 'n gelowige nie. Ek vra vir jou, is Christus jou alles? As jy jou nie kan verlustig in die Here hier op aarde nie, hoe sal jy jou verlustig in hom in die heerlikheid? Veg jy onder sy banier? Behoort jy aan hom? Kan jy vanmôre so met sekerheid sê dat hierdie koning, hierdie bevelvoerder, hierdie hemelse generaal is ook myne? Die derde gedagte, die grense en heerlikheid van sy koninkryk. Psalm 45 vers 7, u troon, o God, is vir ewig en altyd. Hierdie ewig en altyd is nie wat die ouens hier voor die kansel sê, en dan vra die dominee vir die man, sal jy vir altyd hierdie vrou lief hê? Ja, en sy sê, ek sal hom vir altyd lief hê. En dan binne 6 maande of 'n jaar of 3 jaar, is daai altyd okay, jy moet nou in jou spore trap. En 7 jaar later nie, ons stel nie meer belang nie. Dis nie wie Christus is nie. As die Bybel vir ons sê, sy grense en sy heerlikheid en sy koninkryk is vir ewig en altyd, dan bedoel dit wat dit sê, vir ewig en altyd. Daar sal nooit 'n onderbreking kom nie, daar sal nooit 'n tyd kom waar die Here sal heroorweeg of waar 'n ander koninkryk sal opstaan en sy koninkryk sal oorheers of hierdie koninkryk van hom tot niets sal maak nie. Hy sê, u troon, o God, is vir ewig en altyd. Die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u God u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. Die woorde wat ons gelees het in Hebreërs 1. Vers 9, al die klere is mirre en alweë en kassie uit u voorpaleise maak snare spel u bly. Die Bybel gebruik woorde soos ewige troon, regverdige scepter, en die rede daarvoor is dat in hom, in Christus alleen, is ware geregtigheid vir ewig en altyd. In Christus is ware geregtigheid, en hierdie waarheid wat ons in die woord sien, wat eie is aan die karakter van die Here Jesus Christus. Hierdie woorde alweer, kassie, die voorpaleis, alles wys op sy koningskap, op sy heerskappy, koninklike, of kom ek sê, gedagtes wat om die koninklike troon genoem was, in die selfde sin as daar gepraat word van die koning en sy heerskappy, sy rykdom, sy heerlikheid, en dis presies die woorde wat op Christus van toepassing is. So die grense van sy heerlikheid en van sy koninkryk is ewig, dit is wêreldwyd, en dit is tot vir altyd. Kom, ek gaan vir u lees wat staan in Eksodus 15:18. Die kan vir my sê wat het gebeur in Eksodus 14. Farao, sy magte, onthou jy na die 10 pla, toe trek Israel uit Egipte en Farao besef, maar luister, nou is al ons slawe weg. En 'n laaste poging word deur Farao aangewend en hy kry al sy manskap en hy sê, kom ons gaan haal daai Israeliete terug. Ons bring hulle terug, dat hulle vir ons kan werk. Na al hierdie hartseer en pyn wat Farao beleef het, is sy hart nog steeds kliphard teenoor die heilige God. En die Bybel sê vir ons, die Here maak die Rooi See oop, die volk trek deur, en hier kom Farao aangejaag.
En toe hy in die middel van daar die Rooi See is, gaan die Rooi See toe, en die Bybel sê vir ons, dat Farao en sy magte verdrink het. En toe sing Miriam, en die vrouens sing hierdie lied, en hulle sê, die Here sal regeer vir ewig en altoos. Farao was daar die tyd, die man wat mag gehad het, wêreldmag gehad het, almal was bang vir hom gewees. Die Here stuur 10 plaae en die Here laat hom verdrink. En die Here sê vir sy volk en leer vir sy volk, wat hy vanmôre vir ons kom leer, daar's geen koninkryk wat teen God kan opstaan nie. Geen! Ek hoop nie jy vrees en dink by jouself, maar kan dit nie, miskien, is daar nie 'n moontlikheid nie. Nee, daar is nie 'n moontlikheid nie. As ons kyk na ons wêreldleiers, wil ek vir u sê, is meer de mekaar, as wat die meeste van ons is, wanneer ons opstaan in die oggend. Hulle almal is so magsbehep, hulle almal wil net 'n knoppie druk. Vir hulle wat die knoppie druk, sonder Christus, sal vir ewig die toorn van hierdie Christus ervaar. Sy koninkryk sal vir ewig heers, ewig gevestig word, en die grense daarvan is wêreldwyd. Hoor wat sê Matteus 28 vers 18, verwysing na die Here Jesus, hy het opgestaan uit die dode, hy neem afskeid van sy disippels, en Jesus het nader gekom en het hulle gespreek en gesê, aan my is gegee, alle mag, in die hemel en op aarde. Alle mag, in die hemel en op aarde is aan my gegee. Filippense 2 vers 9, daarom het God hom ook uitermate verhoog, dis vir Christus en hom 'n naam gegee, wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, van die wat in die hemel, en van die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely, dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Dis die wonderlike, ewige heerlikheid, en hierdie koninkryk van hom wat gevestig sal word. Openbaring 11 vers 15 tot 17, en die 7de engel het geblaas, en daar was groot stem in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword, en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge wat voor God op die troon sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê, ons dank u Here God, almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat u groot mag aangeneem en as koning geheers het. Dis nie of Christus eendag gaan heers nie. Dis wanneer. Dis 'n kwessie van tyd. Raak jy moedeloos in hierdie stryd? Dink jy by jouself, maar dis nou al 45 of 55 of 65 of 75 jaar en dit lyk of alles net erger word. En u het 'n baie goeie afleiding gemaak. Dit raak erger. Die Here het nog nooit vir u 'n paradys beloof op aarde nie. Dis nie die tuin van Eden hierdie nie. Hier is 'n gevalle wêreld waar die mens in rebellie teenoor God opgestaan het, waar sonde heerskappy voer, en die Here sê ek gaan 'n einde aan alles kom maak. Hy het die koningskap aanvaar, so die grense van sy heerlikheid sal wêreldwyd wees en dan tot in alle ewigheid. Dit bring ons by die laaste punt, vriende. Want elke bruidegom moet 'n bruid hê. Die bruid van die bruidegom word beskryf in hierdie Psalm vers 10 tot vers 16, ek gaan nie alles lees nie, maar daar staan dogters van konings, is onder die staatsdogters, die koningin staan aan die regterhand in goud van Ofer, hoor o dogter en kyk en neig u oor en vergeet u volk en die huis van u vader. Nou, vir elke vrou is haar grootste dag, die dag wanneer sy trou. En dan as die eerste kind kom, en as die tweede een kom, en as die derde een kom, en my ma was het 6 keer gewees. Maar daar is hoogtepunte in 'n mens se lewe. En hier beskryf die psalmdigter hierdie wonderlike huwelik wat plaasvind tussen hierdie koning en hierdie vrou. Hierdie wonderlike gebeurtenis, hierdie gebeurtenis wat die mens aan hulle hart gegryp het. En as ons die Bybel gaan bestudeer, vriende, sien ons dat Christus is die bruidegom en die kerk van Jesus, die weergeborenes, is die bruid. Nou die bruid moet ons net vinnig definieer. Die bruid is nie mense wat deel is of lidmate van 'n gemeente is nie. Dis nie mense wat sê ons glo daar is 'n God nie. Ons glo dat hierdie God geskaap het nie. Die Bybel is baie duidelik dat die bruid van die Here Jesus Christus is hulle wat gered is uit genade. Jy sien, die Here Jesus Christus het sy bruid lief. Hy het ons lief gehad. Wanneer het hy ons lief gehad? Voor
die grondlegging van die wêreld. Hy het sy seun Jesus gestuur om ons met sy kosbare bloed te koop. Nie een van die uitverkorenes sal verlore gaan nie. Christus sal 'n 100% suksessyfer hê aan die einde van hierdie eeue en sy bruid sal voltallig saam met hom in sy heerlikheid wees. Die interimtyd is ons voorbereidingstyd, waar hy ons louter en heilig en vorm en verander om in sy heerlikheid in te gaan. En nie een van ons sal vlekkeloos wees aan die einde van ons lewe uit onsself nie. Daarom staan ons voor God, gekleed in die kleed van geregtigheid, die kleed van Jesus Christus, in sy versoenverdienste aan die kruis, en die lewe wat hy vir ons geleef het, toe hy op aarde was. Ek het so daaraan gedink, en ek het hier my notas geskryf. In Sagaria 3 lees ons van Josua die hoëpriester. Die al daar die gedeelte gelees. Josua die hoëpriester staan, en die duiwel beskuldig hom omdat sy kleed vuil is. En die Bybel sê dat God bestraf die Satan. En hy sê, bly stil. Bring vir Josua die hoëpriester 'n skoon kleed. Trek sy vuil kleed uit, gee vir hom 'n skoon kleed, sit 'n tulband om sy kop, en hy sê vir Josua, dien my, en staan voor my aangesig. Ek wil vanmôre vir u sê, ons as kinders van die Here het nodig om elke dag, in die allerheiligste, in gebed voor God te buig, en te sê, Here, reinig my, was my, sodat ek skoon voor u kan staan, om ook eendag die mooi so uit u mond te kan hoor. Die bruid van Christus, Efesiërs 5 vers 25, manne, julle met julle eie vrou lief hê, soos Christus ook die gemeente, die bruid, die eklesia, die uitverkorenes liefgehad, en homself daarvoor oorgegee het. 'n laaste gedagte, Openbaring 19 vers 7, laat ons bly wees, en ons verheug, en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Jy gaan of deel wees van hierdie ewige heerlikheid, waar jy die bruidegom in sy majesteit gaan sien, of jy gaan die toren beleef van hierdie Christus, voor wie jy nie die knie wou buig en met die tong wou bely nie, wat vir jou sal sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Vriende, ons vat vanmôre se boodskap saam. Ek wil vir u sê, die Messias is op pad. Hy sal kom om sy ewige koninkryk te vestig. Die een oproep wat deur die eeue weer klink, is die woorde van Psalm 45 vers 12. En as die koning u skoonheid begeer, want hy is u Heer, buig u dan voor hom neer. Dis nie 'n vers vir meisies hierdie nie. Dis nie net vir die dames nie. As die Here ons as mans, as vroue, as kinders, as jong mense, as die Here ons toewyding, ons skoonheid, ons lewe, ons alles begeer, dan buig ons voor hom, want hy het ons geskape. Ons is skepsele van die Skepper. En in Christus red hy ons. En ons sê, Here, hier is my lewe, neem my lewe, laat dit Heer u gewy wees meer en meer. City Stad, die groot cricketspeler daar in Engeland, 'n man met 'n baie rooskleurige toekoms, het sendingwerk gaan doen in Afrika, en sy lese was gewees, een lewe, gou gaan dit verby. Net wat ons vir Christus gedoen het, sal staande bly. Ek het hierdie week hierdie prentjie gesien van hierdie man, skatryk wat gesterf het. En hy kom met al sy, of op pad na die dood, kom hy met al sy koffers, en die dood wat uitgebeeld word, en hierdie man met daar die sekel staan daar. En hy sê vir hom, geen bagasie word hier toegelaat nie. Waarvoor leef jy? Wat begeer jy? Wat is jou daaglikse nering? Wat is daar in jou siel wat jou beweeg om op te staan? As dit hierdie wêreld en sy begeerlikhede en sy dinge is, dan mis jy die doel van jou bestaan. En gaan jy heel moontlik die bruidegom in sy heerlikheid mis.
Psalm 45 gaan oor, maak jou klaar om God te ontmoet. Want hy is op pad en hy gaan sy ewige koninkryk kom vestig. Ek vra jou, veg jy onder sy banier, voer 'n heerskappy in jou lewe. Jy moet hierdie vraag beantwoord, en as jy vanmôre vir my sê ja, dan vra ek vir jou, kyk na jou lewe. Moenie sê, jy veg onder sy banier, jy sy kind, jy het nie tyd vir hom nie. Jy het nie tyd vir sy woord nie. Jy het nie tyd vir sy huis nie. Jy het nie tyd vir sy kinders nie. Jy beroof hom in jou gee van jou tiendes en offergawes. Jy gee nie 'n getuie na ander mense toe dat Jesus die redder is nie. Moenie vir my sê, jy veg onder sy banier. Jy's lief vir hom. En daar is niks van die deugdes van 'n kind van God in jou lewe nie. Die ware bruid van Jesus is die een wat haar gereed maak vir die koms van die bruidegom. Maak jou gereed, want Christus sal spoedig weerkom. Kom ons bid saam. Vader, ons vra vir die vergroot genade dat hierdie groot waarheid van Psalm 45 ons harte sal aangryp, dat ons dit weer sal lees, sal oordink, sal bepeins, en dat ons sal besef dat die skoonheid van Christus, hierdie skoonheid is ver bo ons gedagte en ons denke, maar word tog in 'n mate in die blaaie van die Bybel afgeskilder, sodat ons U kan eer. Here, U is die een wat die dood, die sonde, die hel, die Satan oorwin het. En daarvoor eer ons U. Die grense van U koninkryk is 'n ewige koninkryk. Die grense is tot aan die uiterste van die aarde. Alles in die hemel en op aarde behoort aan U, en daarom het ons die sekerheid dat ons U in U heerlikheid sal sien. Here, ons is die bruid van die bruidegom. U sê vir ons dat die bruidegom kom en haar bruid, die bruid moet haar gereed maak. Help ons, dat ons nie ledig op die markplein sal sit nie. Help ons, dat ons nie moet ander dinge besig sal wees, en eintlik maar net die hel wil ontvlug nie. Redding het ten doel dat ons lewe onder die heerskappy van hierdie Christus sal plaas. En dat ons so sal lewe, dat ons onder sy banier sal veg, om hom in alles te eer. Skenk ons genade daartoe. Vader, word U verheerlik, en ons bid dit met danksegging. Amen.